Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 31. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Victoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, miskien die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, 25 jaar navorsing gedoen op daai boek en 3 jaar aan hom geskryf. Dan kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan my webtuiste https://javashoa.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. As jy dalk die eerste keer is dat jy na hierdie reeks kyk of luister, uiters belangrik dat jy by deel 1 begin, want jy die hele boodskap gemis, want ons is by die finale uitsending van die boek Henog, Waarheid of Leuns. Dit is uitnodig saaklik dat jy inteken op YouTube kanaal, sodat jy ook al die ander studies waarmee ons besig is, kan kennisgewings ontvang. Stuur die kennisgewing vir die vriende en die familie. Hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen byderhand. En vanaand moet jy maar 'n seatbelt of 2 by mekaar hê, want dit is die finale uitsending op hierdie boek. Vertrou dat hierdie studie vir u tot groot seën gaan wees, en ons gaan aan waar ons verlede week geëindig het. Die boek Henog, Waarheid of Leuns. Nou, wanneer ek klaar maak hierso vanaand met die boek Henog, dan kan u besluit wie het vir wie gelieg. Nou gaan ek aan punt 14 uit die boek Henog en kyk, hulle het sonde gedoen en die wet oortree. Alright, dis nou die gevalle engele, né? En hulle het met die vroue verenig en sonde met hulle gedoen. En hulle het met sommige van hulle getrou en kinders by hulle verwek. Nou weet ek nie in die tyd van Genesis hoe dit moontlik was dat mense met mekaar getrou het nie. Hoe sou hulle geleer het om te trou? En hulle het op die aarde reëse voorgebring. Dis natuurlik Genesis 6 waar hy sê toe die seuns van Jaffa, dis Adam se nageslag, by die dogters van die mens ingegaan het, dis die Genesis 1 vers 26-29, mense, toe is die reëse in Genesis 6 gebore. Nee, hulle sê nee, dit was die gevalle engele. Engel het nie 'n penis nie, hy kan nie voortplant nie. Hy's 'n gees, so ek weet nie hoe kan hy 'n vrou bevrug nie. Hulle op die aarde reëse voorgebring nie volgens die gees nie, maar volgens die vlees. En daar was 'n groot straf oor die aarde kom. Hy sê en daar sal 'n groot straf oor die aarde kom en die aarde sal gereinig word van al die bedorwenheid. Dis natuurlik in die tyd van Noag. Ja, daar sal 'n groot vernietiging oor die hele aarde plaasvind en daar sal 'n vloed wees en 'n groot vernietiging in 1 jaar. Die Bybel sê nie dit was in 1 jaar gewees nie. Die Bybel sê die vernietiging het plaasgevind 40 dae en 40 nagte. Die seun wat gebore is sal op die aarde agterbly en sy 3 kinders sal saam met hom gered word. Hierdie seun is nou Noag. Almal wat op die aarde sal sterf, maar hy en sy seun sal gered word, en sy vrou en sy skoondogters. En maak dit nou bekend aan jou seun Lamech, dat hy wat gebore is in ter waarheid sy seun is, en noem hom Henog. Die Hebreëse woord vir Henog is norshe, en beteken om te rus, want wat hy vir julle gelaat het. En hy en sy seun sal van die vernietiging gered word wat oor die hele aarde kom as gevolg van die sonde van ongeregtigheid, en dit sal in sy dae voltrek word. En daarna sal daar selfs meer ongeregtigheid op die aarde wees as wat by die eerste oordeel volstrek is. Want ek ken die geheime van die heiliges, want onze God het dit aan my getoon en hy het my daaroor ingelig. En ek het dit op die hemelse tafels gelees. Shame. En nou my seun, gaan maak bekend aan jou seun Lamech, dat hierdie seun
wat gebore is in die waarheid sy seun is, en dat nie 'n leuen is nie. Nou, waarvoor sê hy sê, dis nie 'n leuen nie. Nadat Matuselag die woord van sy vader Henog gehoor het, want hy het alles in die geheim aan hom gewys. Hoekom in die geheim? Het hy teruggekeer en alles wat aan hom getoon is aan die ander bekend gemaak, en hulle het die seun Noag genoem, want hy sal die aarde troos na die vernietiging. Nou wil ek vir julle sê, wat gebeur nou? Dis hoe die boek Henog stop. Daar's nie 'n afsluiting nie, daar's nie 'n klimaks nie, daar's nie 'n na 'n punt toe werk nie, net soos wat hy die grootste skok. En dis hier waar jy maar jou seatbelt kan aansit, want uit jou stoel uit gaan jy val, dis verseker. Net so stomp as wat die boek Henog begin het, sonder enige outeur of verwysing na die skrywer of skrywers van die boek Henog, net so stomp word die boek Henog nou afgesluit, net so. Nadat ons dan nou die boek Henog deurgelees het, want dis basies wat gebeur het in die laaste 30 episodes, ek het dit net gelees en my persoonlike opinie hier en daar gelig, en ek maar vir u in die proses gesê het, jy kan eerder rooi kappietjie in die 7 dwergies se storie glo, en jy kan wolfok insit daarso, ek gee meer betekenis aan die storie as wat hierdie boek ooit aan godsdienst kan gee. Nadat ons nou die boek Henog deurgelees en ervaar dat dit uit 'n klomp leuns en snert bestaan, gaan ek, dis Prof Hannes, nou vir u die teendeel bewys, deur vir u bewyste nagevorsde feite te noem en te bewys. Nou, ek gaan nie elke puntjie wat ons in 31 hoofstukke deurgestap het, ek het al so kommentaar geliewer so ons gegaan het. Ek sê, ek gaan vir u wys nagevorsde feite, waarin u self dan kan besluit wie vir wie gelieg. Aanhoudend op die internet lees ons van die boek Henog. Luister, maar niemand het nog ooit vir ons verduidelik dat daar in werklikheid 5 verskillende boeke van Henog bestaan nie. Het u dit geweet? 5 verskillende boeke. Hulle praat net van die boek Henog. En die een verskil geheel en al van die ander. So, watter een van die 5 moet ons glo? Dit is onmoontlik. Dit is onmoontlik om al 5 die boeke nou te bespreek. Maar ek gaan in die algemeen na hulle verwys om te ervaar en te besef dat dit nie van Jaffa ons Elohim, dit is natuurlik van 'n God, kom nie, maar deur 'n klomp vrymesselaars in die 16de eeu geskryf en versprei was. Ek preek die goed al vir baie jare. En Jaffa het voorsien dat ek op 'n bo-natuurlike manier perfekte nagevorsde feite in my hande kon oplê. Dit moet nooit vergeet word wat 'n rol die Knight Templars in die vroeë eeue in die godsdienstsysteem van die Rooms-Katolieke Kerk gespeel het nie. Waar die handtekens, vernaamlik die handdruktekens van die vrymesselaars, kyk hoe hou kom, van die vrymesselaarbeweging 'n rol gespeel het. En wanneer hulle mekaar so groet, dan kan hulle mekaar laat weet met hulle vinger, die kant voor en die kant agter, wat 'n graad hy is, en die ander persoon wat die handdruk ontvang, sal ook sy graad gee, en die laer graad onderwerp hom aan die hoër graad. Hierdie okkultiese vrymesselaar handdrukke word daagliks deur die wêreld deur vrymesselaars gebruik, wanneer hulle mekaar die regterhand gee, en dan so groet. Die range van die vrymesselaars. Ek is bevoorreg, ek Prof Hannes is bevoorreg om 'n rangorde kaart van die vrymesselaars te besit. Wel, hy is seker die beste part van 1 meter lank en so 800 mm breed. Met die hele boom, die stamboom van die vrymesselaars tot reg bo by jou 32 en 33 graad vrymesselaars. Nou ek wil net sê hoe ek aan die goed gekom het. Ek het ook 'n vrymesselaar Bybel bekom en ek het verskeie goed gekry
Die vrou se man was 'n vrymesselaar. Hy het tot op 25 graad gegaan. En toe hy gesterf het, het sy toe gekom en al sy goed vir my gegee. Al wat sy nie vir my gegee het nie, was sy vrymesselaar se ring, wat sy sê sy het hom stikkend gekap. Want sy wil nie dit moet in enige iemand anders se hande val nie. So ek is bevoorreg om hierdie rangorde kaart van die vrymesselaars te besit, wat deur hulle self geskep en aan sekere vrymesselaars gegee is. Die 33 graad vrymesselaars is die pinnacle of die top, hulle noem dit die pinnacle, die top van die vrymesselaars rangorde. Hulle is meeste wêreldpresidente en vir name wêreldbekende soos president Bush, oupa Bush, seun Bush, president Clinton, president Obama, Microsoft se baas ene Bill Gates, Charles Schwartz, president Trump, president Biden, weer president Trump, die Rothschilds, die bankmagnate in die wêreld, Elon Musk, in Suid-Afrika, Ellen Rupert, ons gaan meer nader, president Nelson Mandela, Oliver Tambo, Mbeki. Hoekom het Mandela vir 27 jaar op die eiland, op Robben Island gebly, saam met natuurlik Mbeki en die ander ouens? Hulle was opgelei in die vrymesselaarsbeweging. Ellen Rupert, president Nelson Mandela, Oliver Tambo, Mbeki, Jacob Zuma en dan ons huidige president Ramaphosa en vele van ons landse top besigheidspersone soos die verskillende reservebankpresidente en al daai ouens. Almal 32 en 33 graad vrymesselaars. Elke president wie in die G20 dien, hulle het nou net laasweek die G20 beraad hier gehad, 2 weke terug. Elkeen van daai wêreldpresidente as ook die topstruktuur van die Verenigde Volkere Organisasie, VVO, is almal 32 en 33 graad vrymesselaars. Dit is jy die vrymesselaar organisasie deur die wêreld wat die New Age systeem daar stel en bestuur, vir hierdie een wêreldregeringssysteem om ten volle te ontwikkel te kom. Tot by die 25ste graad, van onderaf tot die 25ste graad, van my messelaar, weet die mense eintlik min, wat van boontoe in hierdie organisasie aangaan. Die Egiptiese obelits. As ek vir jy vra, weet jy wat is 'n Egiptiese obelits? Hulle verwys na dit as die penis van Satan. Wanneer na Egiptiese piramide gekyk word, vind ons die piramide, né? Die in Giza, vind ons vandag in 2025, meeste van hulle 'n skerp punt bo-op eindig. Hulle eindig met 'n skerp punt, ook genoem the capstone. Elke piramide het 'n capstone, dis daai laaste gedeelte. Wanneer na enige Egiptiese obelits gekyk word, vind ons dat dit egalig, hy begin onderbreed, egalig op beweeg na boontoe, maar die boonste gedeelte, die capstone, hy verskil skerp, want hy skerp in na die egalig en dan daai laaste gedeelte skerp hy in na die punt. Waarom? Want die boonste gedeelte, genoem die capstone, verewebeel die 32 en 33 graad topposisies in vrymesselary. Jy sal sien jou presidente wat daste dra meeste van die tyd, veral by Deneus en by waar hulle ander president ontmoet, is 'n blou das, so 'n hemelblou das, of is 'n burgundy das, burgundy. Hoekom sien jy my nie 'n das dra nie? As pastoor het ek 'n daste gedra, ek het pakke klere gedra, want dit is die kerk se stelsel, tot ek my navorsing uitgevind het, by die inhuldiging van 'n nuwe rekruut, of 'n nuwe ouetjie wat vrymesselaar gaan word, by die eerste geleentheid, dan vat hulle 'n tou, hulle bind hom om die ouetjie se lyf vas, en hulle bind hom om die persoon wat hom initiate, die persoon wat hom insweer, en dit is 'n naalstring, umbilical cord, daai
is 'n naalstring. En dan in die 17de eeu, 18de eeu, het hulle dit begin om ook die daste te dra. Dit was eers strikdassies so goed en toe later die daste. Hierdie das is ook die umbilical cord, dit is ook die naalstring, die initiation naalstring wat dit voorstel, en dan die kleur, die blou, die royal blue, of so nie die burgundy kleurdas wat die rang voorstel. Wat nooit vergeet moet word nie, is dat die 32 en 33 graad van die messelaar gevalle engele aanbid, almal van hulle. Hulle kan sê hulle is Christene, hoor president Trump sê hy is nou 'n Christian en Elon Musk sê hy is 'n Christian en hulle sê so met die mond, want dit is 'n skyn, 'n gedaante van godsaligheid waarvan die krag verloor gaan. Maar hulle glo almal dat hulle obtain the knowledge through fallen angels. Fallen angels speel 'n groot rol in die vrymesselaar beweging. Wat nooit vergeet moet word nie, is dat die 32 en 33 graad vrymesselaars gevalle engele aanbid en nie voorstanders is van enige spesifieke soort godsdiens nie. Maar dit elkeen se reg is om aanbid wie hy of sy wil. Nou ek sê sy, hy of sy. Hoekom? Waarom verwys ek na sy? En volgens die rangorde kaart van die vrymesselaars wat ek Prof Hannes besit, is daar ook verskeie vroulike vrymesselaars soos verskillende koninginne van die Britse monargie en ander monargies in die wêreld. Meeste 32 en 33 graad vrymesselaars erken dat hulle kennis en insig van gevalle engele ontvang, soos ek reeds beskryf het in die boek Henog. Werklik. Meeste van die inligting wat nou verder in hierdie studie gebruik gaan word, is net so terloops, in die boek van Henog het ons dit gelees, waar hulle gesê dat hulle ontvang hulle inligting van gevalle engele. Hierdie studie, ek sê meeste van die inligting wat nou verder in die studie gebruik gaan word, is nagevorsde inligting wat deur een van die mees gerespekteerdes doktors in die vakgebied van die okkulte, Egiptiese afgode aanbidding, vrymesselary en verskillende Egiptiese tekens wat in ons tyd vandag in 2025 'n baie belangrike rol speel. Verwysing na hierdie globale een wêreld godsdienstelsel wat nou besig om tot wording te kom en wat nader is wat meeste godsdienstige mense dink of vermoed. Hy is ene Dr. Gary Wayne. Jy kry so goed vrylik ook op internet. Die boek Henog, boek 1, want ons hanteer boek 1. Meeste agnostiese bewegings beweer dat die boek Henog gelykstaande is aan die boek Genesis en die boek Openbaring. Dat ons reeds boek 1 van die 5 verskillende boeke deurgewerk het, wat sal u sê, is hierdie boek gelykstaande aan 'n geestelike waarde as die boek Genesis en die boek Openbaring? Ons het hom nou deurgelees. Kan jy enige parallel trek of sê dis 'n beter boek as Genesis of Openbaring? Nie in jou lewe nie. Die rede dat ek met u sekere nagevorsde feite in die boek Henog, boek 1 deel, is omdat sekere protestante, Rooms-Katolieke, charismatiese kerkmense die boek Henog in dieselfde lig sien as die boek Openbaring, wat geheel en al onmoontlik en onbybels is. Hulle beweer dit was 'n red race toe hulle die 1611 King James Bybel geskryf het, of die boek Henog in die Bybel inkom as 'n boek, of die boek naamlik die boek Openbaring. Dis 'n leuen. Dis 'n leuen wat hulle gebruik. Want ons gaan sien dat die boek Henog het eers in die 17de eeu, die begin in die 18de eeu, eers te voorskyn gekom, regtig te voorskyn gekom. Dit is net die gemeentelede wat ek wil net sê, dit is nie net die gemeentelede wat ongeingelig is nie, maar ook meeste van die tyd hulle pastore, predikante, priesters en hulle geestelike leiers. Hulle weet niks van die boek Henog nie. En in die Israel Visie ouens is die boek Henog een van hulle Bybelboeke wat hulle gebruik as 'n riglyn vir hulle godsdienstige teologie. Gaan luister dan na my reeks oor die Israel Visie waarheid of die leuen van die Israel Visie teologie. Die manuskripte van die boek Henog, maak jou safety belt vas.
Dit is 'n bewyse feit dat daar vandag in 2025 5 verskillende boeke oor die lewe van Henog bestaan en die rede dat daar gedeeltes van die verweerde manuskripte ontdek was tydens die Dead Sea Scrolls. Dit was in 1940. Wat reeds 'n bewyse feit is dat dit nie waar kan wees nie. Daar word wetenskaplik beweer dat die boek Henog 1 deur 5 verskillende gedeeltes van manuskripte wat ontdek was saamgestel was. Daar is volgens Dr. Gary Wayne bewyse dat nie een van hierdie 5 boeke en hul manuskripte ooit voor die 3de eeu bestaan het nie. Want dit is weer sy spesialiteit. Wat verstaan moet word is dat geen volledige manuskrip van die boek Henog, dis boek 1, ooit gevind was nie. Nie boek 1 nie, 2, 3 of 4 of 5 nie. Nie een volledige manuskrip was ooit ontdek nie. Maar net 11 fragmente, stukkies van 'n onbekende manuskrip wat eeue later as die manuskrip van die boek Henog 1 opgedis was. 11 stukkies fragmente. Daar word beweer dat die 11 fragmente of die stukkies van die manuskripte in Arameese taal geskryf was. En eeue later, nou wil jy vir my sê dat Henog was Aramees. Dat is Arameese taal bestaan daai tyd nie. Maar hulle sê dat die 11 stukkies fragmente van die boek Henog in Arameese taal geskryf was, wat eeue later in Grieks vertaal was en later in die Ethiopiese taal vertaal was en dan laastens is dit in Engels vertaal. Ek wil net sê daar is geen bewyse vir die verklaring nie. Wanneer na die oorspronklike 11 fragmente wat in Aramees geskryf word gevra word beweer dat dit in die 6de eeu spoorloos verdwyn het, toe dit blykbaar deur iemand gesteel was. Snaaks dat die Katolieke, dat dit die enigste ding is wat ooit uit die Katolieke se wols of die Vatikaan gesteel was. My Prof Hannes se vraag is, hoe is dit moontlik om verskillende vertalings in verskillende tale te doen as daar vir eeue nie meer 'n oorspronklike manuskrip bestaan nie? Dit beteken dat enige persoon dan mos sy en haar eie vertolking van onbybelse gebeurtenis kan neerskryf en as die waarheid verkondig, terwyl dit onbybelse, onbewyste feite en godsdienstige leuns is. Hoe maklik is dit? Die herontdekking van die manuskripte. Luister nou hierna. In 1752, so is die middel van die 18de eeu. In 1752 bring 'n Skotse vrymesselaar. Ene James Bruce, die boek Henog, na Europa wat skielik as die oorspronklike boek Henog erken word. Hy sê dat hy het hom in Ethiopië ontdek. In Ethiopië. So hulle het dit gesteel. Die fragmente. Nee. James Bruce was 'n volbloed vrymesselaar gewees. So onthou die naam James Bruce. So wat gebeur in 1752? Dan kom hy en hy bring dan nou die volledige boek 1 van Henog tevoorskyn. Wat hy sê dat hy die fragmente van die teks en goed in Ethiopië gekry. Snaaks dat Ethiopië nou skielik als in die nuus is. Tot die Dr. Gary White het by kindheid verwerk omdat hy die stamboom van die vrymesselaar beweging ontbloot het, wat weer op hul beurt uit die Luciferians die stamboom gehad het. Vrymesselaars kom waar uit? Hulle aanbid Lucifer, Luciferians, die Luciferian bewegings, die New Age bewegings, hulle almal funksioneer onder die Luciferians. Dr. Gary Wayne se belangstellinge om uit te vind vir watter rede die vrymesselaar beweging gestreef het om die boek Henog om die wêreld se aandag te bring ons by die volgende uit. Daar moet nooit vergeet word dat die invloed van die Egiptiese afgode aanbidding behels satanistiese aanbidding. Egiptiese gode was aanbid gewees, mense was gode gewees, Amen, Amen, Ra, songod, Nimrod, Ra, Zeus, en dan naderhand was dit Jesus gewees.
Gaan kyk na my reeks, wat noem jy om God of Here? Die Satan sal enigiets gebruik om onskuldige mense by afgode aanbidding betrokke te kry en van die boonatuurlike geopenbaarde waarheid te beroof. Dit sal altyd die lig teen die duisternis wees, die leuen teen die waarheid, omdat Jahvashua sy bruid tydens die wederkoms of die parousia aan die einde van Openbaring 3:22 kom haal. Die boek Henog is ten doel om onbewyste leuns as die waarheid te bewys, dat mense al sielsaligheid kan verloor. Want onthou, die Bybel sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig, en hulle is nie daar nie, hulle is hierso. Waar funksioneer Satan? Hierso. Wie is hy? Die vader van die leuns. Met al hierdie inligting bly dit u reg om die leuns van die boek Henog te glo, of die bonatuurlike waarheid van Jahvashua, ons Elohim, te glo. Hoe moeilik is dit om te verstaan dat die boek Henog 1 is geskep uit 11 fragmente, stukkies. Ek het dit gesien. 11 fragmente. En dan sê hulle, dit is in Aramees vertaal nogal. Jy sien, wat ons nooit moet vergeet nie, is dat die leuns wat geskep is rondom Bybel manuskripte, Bybelvertalings, Bybelhersienings en die invloed wat die vrymesselaars het in die Bybels en die godsdienstige bewegings in die kerke vandag. Daar's van ons protestante, mees prominentste protestante Pinksterkerke in Suid-Afrika wat deur die vrymesselaars gestig was. Hulle embleem is die kroon met 'n kruis wat lê op die kroon. Het jy ooit gehoor van 'n kruis wat lê? Is die kruis nie veronderstel om regop te staan nie? Dink maar net bietjie. Beoefen die doop van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 keer onderdompeling, wat geheel en al onbybels is. Dit bestaan nie in geen Bybel waar iemand ooit gedoop was in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 3 keer onderdompeling nie. Terwyl die Bybel sê, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Of weet julle nie dat ons wie in Jahvashua funksioneer in hom geonderdompel is nie. Soos wat hy begrawe en opgestaan is, so word ons begrawe. Die ou mens van sonde word begrawe, die nuwe mens van lewe staan op in Jahvashua. Paulus kom en hy sê die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Ek is nie wat ek was nie, ek is 'n nuwe skepsel in Jahvashua. Eers bekering, dan onderdompeling, dan heiligmaking die res van my lewe. Nie in titels van Vader, Seun en Heilige Gees nie. In die hele Bybel, die 1611 King James Bible, die Restoration Bible, die Bybels wat uit die Textus Receptus teks van Desiderius Erasmus 1522 vertaal was. Nie een van daai Bybels was iemand ooit gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Hoekom lees die Bybel in Handelinge 2, waar die Heilige Gees uitstort, die Ruach HaKodesh, staan die ouens by Petrus, hulle vra, wat moet ons doen? En Petrus sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jahvashua, tot vergifnis van julle sonde, en julle sal die gawe, het julle gehoor? Hy sê die naam van Jahvashua. Die 33 sê die naam van Jesus Christus. Jesus Christus het nooit bestaan in Jahvashua se tyd nie. Christus is eers in 327 by die Council of Nicene geskep deur Konstantyn. Die naam Jesus is eers in die 16de eeu geskep. Daar was nie 'n letter hier in die Grieks of in die Hebreërs nie. Gaan kyk op AI, laat hy vir jou die skille van jou oë afhaal. So wat gebeur? Die Satan funksioneer onderlees. Dan sê hy in op die dag, Handelinge 2:36-41,
Die dag wanneer Petrus die sleutels van die koninkryk gebruik, want Jafashua sê vir hom, vir jou gee ek die sleutels van die koninkryk, wat jy in die hemel toesluit en oopsluit, op die aarde oopsluit en toesluit sal so wees. En Petrus gebruik die sleutels van die evangelie daardie dag, en hy sluit die koninkryk oop vir 3000 mense. Want die Bybel sê 3000 mense is onderdompel in die naam van Jafashua. Nou kom 'n pastoor eendag, of 'n predikant eendag na my. Hy sê, maar die Bybel sê nie hulle was gedoop nie. Hulle is toegebring. Ek sê nou, wat beteken die woord toegebring? Wat sê Petrus? Hulle vra, wat moet ons doen? Petrus sê, bekeer julle en laat julle geonderdompel word, gedoop word in die naam van Jafashua tot vergifnis van julle sonde. Hoekom? Want daar is vergifnis in geen ander naam nie, behalwe die naam Jafashua nie. Hulle het verander latere jare na Jesus toe. Die Jesus wat die ouens aanbid vandag, die protestante en charismatiese kerke, die katholieke, hy is net meer as 600 jaar oud. Hy het nie geleef 2000 jaar terug nie. Hy wat geleef het 2000 jaar terug, was Jafashua, die volëinder van ons geloof. Sy vader Jaffa lewe tot vandag toe. Die name is vervang deur Baal name. Jafashua word Isis, die songod, Nimrod Ra Zeus, Isis, tot en met die 16de eeu. Dan verander die katholieke die naam Isis. Dit was in hulle Bybels gewees vir 1400 jaar. Dan verander die naam Isis na Jesus, selfde songod. En dit het in die protestantiese lewens ingeval. Hulle verlosser, Jesus, was nooit Jesus nie, dit was Jafashua. Want die Bybel sê, hy het sy vader se naam geërwe. Hy kom en hy sê in Johannes 5:42, hy sê, ek het in die naam van my vader gekom, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander in sy naam kom, hom sê julle aanneem. Maar sy naam Jesus is hom, wat sy pa se naam ook is Jesus wees. Maar sy vader se naam Jaffa is, en hy is Jafashua, dan het hy mos sy pa se naam. Die Shua beteken net redder, verlosser en saligmaker. Hoe maklik is dit? Dis as ons wil hê, Vader moet die skille van ons oë, die skille van dogmatiek en doktrine van eeue gelede, wat deur die Rooms-Katholieke kerk daar gepla was, en deur protestantisme daar gehou was, dat hy dit afval in hierdie verligte tyd waarin ons lewe. Die tyd van die groot leuen, waar die Satan besig is om die mense in die afval in te trek. Want die woord sê die afval begin in die kerke. Hoe bevoorreg is ons as Jafiste om hierdie bo-natuurlike waarheid te hê. En ons moet hierdie evangelie deel met almal wat ons pad langs kom. Ons moet elke dag probeer om Jafiste te maak. Hoekom? Dis wat Jafashua vir sy disippels gesê het. Hy het vir hulle gesê, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nie elke oue breinbrood onder die arm gegee nie. Wat doen ek elke keer met u as ek in hierdie stoel kom sit? Ek deel met u die bo-natuurlike brood van die ewige lewe. Nou sê ek, die woord sê dit, die Satan is te doel om mense tot 'n val te bring. Dit sal altyd die lig teen die duisternis wees, die leuen teen die waarheid, totdat Jafashua sy bruid tydens die parousia of die wederkoms sal kom haal. Die boek Henog is ten doel om onbewyste leuns as die waarheid te bewys, dat mense hulle sielsaligheid en hulle ewige lewe moet verloor. Met al hierdie inligting bly dit u reg om die leuns van die boek Henog te glo, of die bo-natuurlike waarheid van Jafashua te glo. Ek vertrou dat hierdie studie verwysing na die boek Henog, waarheid of leuns, vir u ook leersaam was, met die doel om die bo-natuurlike geopenbare waarheid te laat seëvier. Ons het soveel goed gelees in die boek Henog. Miskien sal dit goed wees dat jy weer by die boek Henog, waarheid of leuns deel 1 begin, en nou laat jy die einde van alles weet, net met dit deurkom, want die waarheid sal nou 'n rol speel al die tyd. Deel hierdie studie, die boek Henog, waarheid of leuns, met soveel mense as moontlik, en help om in hierdie eindtyd die leuns van Satan te vernietig. Ek nooi u om na die volgende reeks te kyk, die Joodse feeste of nagmaal. Ons behoort dit binne die volgende 4 dae of so dit 'n beeld saai,
die Joodse feeste of nagmaal. Groete in die mooiste en die edelnaam, die naam Jahvashua, die naam bo elke ander naam. Laat dit so wees. Ek is professor Hannes Redlinghuis en my selfoonnommer is 0722 367 124. As jy enige kommentaar wil lewe, is jy baie welkom. Anders swyg maar net. Tot ons weer ontmoet. Vrede in die mooiste naam Jahvashua. Halleluja.